Goeienaand broers en susters, baie welkom by vanaand se aanddiens. Dis ons tweede laaste aand van week van gebed. So, ons reis is besig om na 'n einde se kant toe te staan. So kom ons hoor, wat wil die Here vanaand vir ons sê? Kom ons bid saam. Ons hemelse Here, ons loof U vanaand as die een in wie se hande ons lewens kan plaas. U is die een op wie ons kan vertrou. En U is die een wat aanhou om ons te vernuwe en om vir ons die ewige lewe te gee. Ons vra vanaand dat U die woorde wat ons gaan lees sal seën en dat ons ook sal verstaan. Amen. Ons lees vanaand uit Jeremia en ons lees vers 29, vers 4 tot 13. So sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel, aan al die banninge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise en bewoon dit, plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters en kry vir julle seuns vroue en gee julle dogters aan mans, sodat hulle seuns en dogters kan kry. Word daar meer en moenie minder word nie. Bevorder die voorspoed van die stad waarheen ek julle in ballingskap laat gaan het en bid tot die Here vir die stad, want in sy voorspoed is daar ook voorspoed vir julle. Ja, so sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel. Moenie dat julle profete en voorspellers in julle midde julle mislei nie, en moenie aandag gee aan die drome wat julle hulle laat droom nie, want dit is leuns wat hulle vir julle profeteer in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, is die uitspraak van die Here. Ja, so sê die Here, as 70 jaar vir Babel verloop het, sal ek aan julle aandag gee en my goeie belofte aan julle gestaan doen, om julle na hierdie plek toe terug te bring. Ja, ek ken die planne wat ek vir julle het, is die uitspraak van die Here. Dit is planne van voorspoed en nie teenspoed nie, om aan julle toekoms en hoop te gee. Julle sal my aanroep, en kom en tot my bid, en ek sal na julle luister. Julle sal my soek en vind, as julle my met julle hele hart raadpleeg. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Ons gemeente rits die hele wêreld rond. Baie van ons jong mense gaan werk in Amerika vir 'n paar jaar en daar's 'n hele klomp van my ouderdom en 'n bietjie ouer wat al in Brittanje gaan werk het. Ons het lidmate wat graag motorfiets ry of 4x4 wat in Afrika in gaan toer en ek het al hierso het ek al met 'n plaaslike Ier, Sweed, Duitser en 'n hele paar Bangladeshis gesels. Ons is eintlik heel lekker internasionaal hierso in Victoria Wes. En vanaand gaan ek vir 20 minute oor Kuala Lumpur gesels, waar ek nog nooit was nie. Dis wat 'n preek oor die hemel behels, as dit deur 'n lewende persoon gelewer word. Nou ons het vanaand geveg op ons hande. In die naaste hoek, met die blou uitrusting, het ons vanaand die kampioen Hannes Hemel. Hannes glo ons gaan deur die hemel toe as ons dood is, en ons hou die aarde dan dop saam met die engele. Sy gunsteling boeke in die Bybel is Lukas en Filippense en die tweede brief aan die Korintiërs. Die uitdager in die verste hoek met die groen is Nico Nuwe Aarde. Hy glo ons wag vir die oordeelsdag en dan as die dooies opgewek word, dan gaan ons die ewige lewe in. Hy is 'n man wat graag Matteus, Openbaring en die eerste brief aan die Korintiërs lees. Dit is vanaand hulle 2026ste ontmoeting en die prys is die Swaargewig Konsensus hiernamaals titel. Tot dusver staan hulle rekord teen mekaar op 1013 oorwinnings elk. Wie sal vanaand met die goud wegloop? Wie sal ons kampioen wees? Dit was vir my as tiener geweldig ontnugterend, toe ek uitvind die Bybel kan van homself verskil. Levitikus en Deuteronomium sê jy sal bars as jy onrein diere eet. In Handelinge hoor Petrus dat ons kan eet wat ons wil. Eksodus sê, jy mag nie jou lewensmaat verneek nie. Jesus sê, jy mag nie eens rondkyk nie. Nou, dis ten minste nog verskillende bronne, maar partykeer verskil mense van hulle self. In Handelinge laat Paulus vir Timoteus besny, sodat Timoteus by die sinagoges kan ingaan saam met hom. Elke ander keer, as Paulus die besnydenis noem,
dan is dit om dit te kritiseer. En daar's goeie redes hoekom Paulus elkeen gedoen het, maar dit bly verwarrend. Meeste mense se reaksie op die Bybel wat verander, of wat twee opinies lewer, is om die laaste skriflesing te aanvaar. Behalwe as ons nou regtig nie hou van die laaste een nie, dan vat ons die eerste een, soos dit ons pas, jy sien. Maar daar is 'n inherente paradoks, as dit kom by die lewe na die dood. Almal van ons wil die ewige lewe ontvang, maar niemand van ons wil tog graag sterf nie. En as ons eers gaan kyk, hoe lyk dit aan die ander kant, dan kan ons nie terugkom om te kom vertel daarvan nie. En daar is 'n moeras van stories, van mense wat amper, of vir 'n kort rukkie heeltemal dood was, maar in daardie stories was daar ook mense wat na die tyd erken het, hulle het dit opgemaak, hulle het maar gesien wat hulle wou sien ook. Nou, ek gaan nie ontken, as iemand van ons al in die hospitaal was, en 'n lig gesien het, of 'n warm gloed gevoel het, natuurlik, maar dit sou onverantwoordelik wees om 'n teologie vir ander mense daarop te baseer. Party mense sê ons wag, ander mense sê ons wag nie. Al wat ons weet, is dat ons nie engele word nie. Dit word nergens in die Bybel gestel nie, en Openbaring het mense, maar ook engele apart. Maar verder weet ons nie. Aan die een kant het ons hierdie eienaardige, botsende stories oor die lewe na die dood. Twee van ons vriende gaan Kuala Lumpur toe, en hulle vertel vir ons twee stories, en die twee stories klop nie. Die een was verwilderd, omdat die mense daar soveel anders leef as ons. Die ander een was verryk, want daar was soveel nuwe gedagtes en nuwe lewensuitkyke. Een het die afskuwelikste volksvreemde kos geëet, die ander een het nuwe smake en nuwe speserye ontdek. Een het hulle self in ontwatering ingesweet, want dit reën die heeltyd en is warm. Die ander een het al gesien hoe hulle daar kan tuin maak, want dit is die heeltyd lekker warm en dit reën die heeltyd. Dis dieselfde plek en twee eerlike, betroubare vriende, maar hulle stories verskil. En ons was nog nie daar om te gaan kyk nie, so ons weet nie. As jy al in Kuala Lumpur was, dan vra ek dat jy verbeel, ons praat van iewers in Tanzanië. In Babylonië was daar 'n klomp mense van Juda wat ook nie geweet het wat op hulle wag nie. Al die profete het vir hulle gesê, hulle gaan die oorlog wen, behalwe 'n handjie vol. Nou sê dieselfde profete weer, maar byt vas, die ballingskap is verby oor 'n paar maande of 'n paar jaar, almal behalwe Jeremia. Jeremia sê die ballingskap gaan vir 70 jaar lank duur. Niemand van hulle, behalwe die kinders, het met ander woorde 'n kans om weer die huis te sien nie. En hulle is teen die grond van mismoedigheid. Maar dan terselfdertyd sê God ook vir hulle, haal 'n bietjie asem. Hulle het net hulle asem opgehou in afwagting om weer terug te keer na hulle tuisland, en hulle het opgehou met lewe. Dan sê die Here vir hulle, maar raak nou gewoond aan die nuwe plek, en dit gaan nie so sleg wees nie. Selfs al lyk dit nou anders, gaan daar ook in Babylonië goeie tye wees. As dit goed gaan met Babylonië, gaan dit goed met julle. God sal 'n plan maak en die lewe gaan aan. Die mense van Juda in Babylonië hoef nie te weet hoe lyk Jerusalem oor 70 jaar nie. Dit was genoeg vir hulle om te weet, die Here is nou by hulle, en beplan vir hulle toekoms. So met ander woorde, dit gaan nie oor Jerusalem nie, dit gaan oor die Here wat hulle soontoe gaan terugbring. Nou, ek is baie gelukkig om met iemand getrou te wees wat 'n uitstekende gewer van persente is. Ek moet maande voor die belangrike dae al wonder, wat op dese aarde gaan ek van Nastasia kry? Maar elke keer as Nastasia vir my ietsie bring, groot of klein, dan weet ek gaan baie daarvan hou. Sy het 'n ongelooflike talent. Ons het Dinsdag aand gesê dat geloofsekerheid nie gaan oor selfvertroue nie. Die maatstaf vir geloofsekerheid is nie of ons oortuig is dat ons oortuig genoeg is vir God nie. Dit hang nie van ons vermoë af om te vertrou nie, maar van God se vermoë om betroubaar te wees. As ons dan aanvaar dat ons die Here kan vertrou om vir ons die ewige lewe te gee, dan kan ons ook seker wees daarvan. Nou my vraag vanaand is, of ons nie bereid sal wees om ook God met ons saligheid te vertrou nie. Daar is soveel onsekerhede en geheimenisse in hierdie lewe.
Wat nog van die volgende een? Wil ons nie maar bereid wees om te berus by wat ook al die Here vir ons beplan het nie. Ons weet mos die Here gee vir ons vergifnis en heiligheid en dat God vir ons so geweldig lief is. Sal die Here dan nie ook eendag vir ons inwag net met die beste nie? En daar's een spekulasie wat ek graag wil uitdaag. Ek dink nie ons gaan eendag net nog doen van wat ons op aarde geniet nie. Ek mag verkeerd wees, maar dis bloot omdat ek dink party mense se idee van die hemel is 'n bordeel en ek dink nie hulle het van hulle in die hemel nie. Koos kom bysvra of daar buttons in die hemel is. Ek dink nie so nie. Maar ek dink dit net omdat al die dinge wat mense gate mee toestop onnodig gaan wees, want ons gaan soveel vreugde en liefde en vrede beleef. Dan gaan nie pyn of hartseer of sonde wees nie. So selfs al is daar verskillende weergawes van die storie van die hiernamaals, vertrou die Here. As ons die Here genoeg vertrou om ons tot daar te bring, dan kan ons mos ook vertrou dat wat ook al ons gaan kry, wanneer ons dit gaan kry, goed is. So hier is ons nou sonder baie inligting, maar hopelik met 'n bietjie vertroue. Ons weet dalk nie wat op ons wag nie, maar ons weet wie op ons wag. En dit behoort genoeg te wees. Die Here is hier, en die liefde van die Here hou ons vas in hierdie lewe, maar ook in die volgende. Amen. Ons ewige Here, ons wil vanaand vir ons net voor U kom sit. En ons wil vir U dankie sê dat in U is ons geborge, by U behoort ons, en saam met U hoef ons nie bang te wees vir wat die toekoms inhou nie. Here, ons is maar net mens, gewone mense. Is baie dinge van die dood wat ons nog nie verstaan nie. Maar help ons om te sê dat omdat ons ietsie van U verstaan in U liefde, in U trou, dat dit nie vir ons die einde van die wêreld is nie. Baie dankie dat die ewige lewe reeds begin het en dat U elke dag by ons is, selfs al gebeur die ergste ook met ons. Selfs dan is ons nie alleen nie. Amen.